boodskappe ontvang. Ek dink wat so 'n seisoen was, die eerste een wat ons kan terugdink aan, is die boodskap wat gegaan het oor om onwankelbaar te wees in die gees. En ons het so 'n slogan gehoor, we might be struck down, but we are not destroyed. Al voel dit of die lewe jou neerslaan, in Christus kan niks jou oorwin nie, want as jy in Christus staan, is jy in hom, en jy is tot alles in staat. Die boodskap daarna het gegaan oor die regte autoriteit. Pastoor het dit vergelyk met die wêreld wat 'n houvas van vrees oor jou het, soos 'n afstandbeheer, soos 'n remote control. Maar dat ons eerder vir God die hoofstoel in ons harte moet gee as vrees. Ons het ook gehoor die hoop-anomalie. Die hoop-anomalie. Dit is daardie vreemde hoop wat mense in jou sien, wanneer alles om jou eintlik vir jou sê, jy het geen hoop nie. Wanneer jy kies, dat wanneer die storms kom, dat jy gaan dans in die reën, en nie gaan platval vir die winde wat waai nie. En ons het verlede week die wonderlike boodskap gehoor van Deborah. Sy was die enigste vroulike rigter en profetes, wat opgestaan het te midde van 20 jaar se vervolging. Haar motief, sy het nie gesoek vir fame of fortune, of dat mense haar moes sien nie, maar sy wou gehad het, dat dit wat sy doen, wat gedryf word deur liefde, dat dit is wat mense sien. Haar rol, sy was nie 'n koning of 'n trotse leiersfiguur nie, maar 'n moedersfiguur, wat haar mense saam met Barak na vryheid gelei het. En haar geloof, omdat sy hoop gehad het in God, die God van Abraham, Isak en Jakob, het sy die volk teruggelei na God toe, tot 'n plek waar hulle die Here weer aangeroep het. Alles wat ons gehoor het hierdie afgelope tyd is definitief nie net mooi boodskappe nie, maar goed wat ons kan toepas in ons lewens, wat ons so nodig het. Want alles daar buite sê, daar's geen hoop nie, jy is bang vir die môre, jy is bang vir alles wat jy hoor, maar in dit stel God ons in staat om daai hoop te vat en voor te loop en te sê, ek stap nie vir myself nie, ek stap vir my mense, en ons gaan vorentoe gaan saam as liggaam van Christus. So 1 Petrus hoofstuk 3 vers 18. Soos Leandre tereg gesê het, baie dankie. Ons het die laaste paar weke die studie gemaak en 'n paar dinge wat uitgestaan het ons besef, saam met wat sy sê, hoop, liefde, integriteit, vrede. Al hierdie dinge is vir ons belangrik. En dit vorm vir ons ankerpunte in ons lewe. Hierdie is dinge wat van God afkom. Kan ek sê, God se liefde, God se vrede, God se integriteit, God se hoop in ons lewe, wat ons nodig het, waaraan ons moet vashou, want daarsonder kan ek en jy nie 'n bestaan maak in ons lewe nie. Nou, ek weet nie van u nie, maar in ons lewe en ook ek dink in die sirkulêre lewe om ons, in ons werksplekke, die heeltyd voel dit vir ons asof ons altyd goed moet oor en oor doen. Vra maar vir elke mamma hier vanoggend, jy moet oor en oor skoonmaak. Jy moet oor en oor skorrelgoed was. Jy moet oor en oor jou kinders se klerekas uitpak en regpak. Jy het dit vanoggend reggepak en vanmiddag as jy daar kom, vir een of ander rede haal hulle die onderste klere uit en nie die boonste een nie. En dis nie soos in mooi uithaal nie, dis ruk alles uit en dan's alles sommer de mekaar en nie terugpak nie, dis net terugdruk. Praat ek met enige ma of vrou hier vandag? Amen. Dis asof jy oor en oor jou kar moet diens. Sou dit nie lieflik wees, Adel en Christo, as jy net een keer jou kar kan diens en hy's vir altyd gediens nie. Jy moet dit oor en oor doen. By die werk, jy moet oor en oor jouself bewys dat jy dit werd is. Hoeveel keer moet jy nog bewys? Ek is 'n man van integriteit. Ek kan my werk doen, ek kan 'n vrou, ek is die vrou wat jy kan vertrou, maar tog niemand vertrou jou nie, en jy moet oor en oor bewys aan almal. Dis nie dat dit net, hoekom kan dit nie maar net eenmaal wees en almal glo jou
en alles kan net great wees nie. Dis asof jy oor en oor dieselfde goed moet doen. Dis oral in die lewe moet ons dit oor en oor doen. Het jy al moeg geword ook vir dit? Of moedeloos geraak? Nou kan jy dink as ons alles in ons geloof moes oor en oor doen, en as dit wat Jesus vir ons kom doen het aan die kruis, oor en oor moes plaasvind, wat sou van ons geword het? Met dit in gedagte, kom ons lees. 1 Petrus hoofstuk 3 vers 18. Hy sê, want Christus het ook eenmaal vir ons sonde gely. Sê gou saam met my, eenmaal. Nou ek het nou 'n paar keer die woord oor en oor gebruik. En oor is die teenoorgestelde van eenmaal. Jesus kom in 1 Petrus 3:18 gebruik die woord van God, die woord spesifiek eenmaal, om ons aandag te fokus op hierdie punt. Hy sê, want Christus het ook eenmaal vir ons sonde gely. Hy die regverdige vir die onregverdige, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees. Jesus het dit eenmaal gedoen, eens en vir altyd. Sê gou saam met my, vir altyd. Blaai saam met my na die boek van Hebreërs. Hebreërs hoofstuk 7. Hebreërs hoofstuk 7 van vers 24, terwyl u blaai, wil ek 'n gedeelte aan u voorhou, wat vir ons verduidelik, en ek weet u ken hierdie gedeelte, maar net vinnig herinner aan die orde en die priesterskap van Melchisedek, en wat dan 'n tipe vorm van Jesus se priesterlike orde. Ons het al in die verlede 'n lering aangebied daaroor, en ons sal 10-1 in die toekoms weer daarna kyk, maar ons sien hier die voorbeeld wat 'n tipe is van Christus se priesterskap. Maar ons gaan lees van vers 24, Hebreërs hoofstuk 7, vers 24, net ter bevestiging. Vers 24 sê, maar hy, en hy praat hier van Jesus, u sal sien hy praat met 'n hoofletter. Hy sê, omdat hy vir ewig bly. Hy praat van Jesus, besit 'n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie. Hy sê, daarom kan hy, Jesus, volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef en vir hulle intree. Nou, ek dink ons kan maar net hier stop. Kom ons pause gou vir 'n oomblik. Want ons lees baie maal oor hierdie versgedeelte. En ek wil vir 'n oomblik hierdie gedeelte pause en hom net woord vir woord so bietjie, kan ek die woord sê, analiseer, oopbreek. Want as ons hierdie gedeelte, Roan, sit hom vir ons op die bord, as hy nie alreeds is nie, oopbreek, en ons kyk na elke woordjie, het elke woord 'n betekenis van wat Jesus kom doen het. Kom ons lees dit gou weer, hy sê, daarom kan hy, wie's die hy? Jesus. Wat sê die volgende twee woorde? Ook volkome. Wat beteken die woord volkome? Meer as genoeg. Volkome. En dan die volgende woord sê, red. Wat beteken red? Die teenoorgestelde van verloor. Of iemand wat nie gered word nie, wat sterf. So net daai paar woorde sê, daarom kan Jesus volkome, meer as genoeg, my beker loop oor, wat doen? Red. Nou daai die, verwys na iets, na iemand. Die wat deur hom
Wie's daai die? Daar's net een groep wat deur hom kan beweeg. Dis die wat in hom glo. Dis sy bruid. Dis sy kinders. Dis sy kerk. Nou sê hy daar, hy sê, daarom kan hy ook volkome red, die wat deur hom. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die deur. Dit kan net deur Jesus. Nie 'n ander weg nie. Nie op ander maniere nie. Net deur hom. Hoe? Tot God gaan. Wat is die doel? Om tot, nie naby nie, tot by God te gaan. Nie net van God te hoor nie, maar tot God te gaan. Hoor wat sê hy? Omdat hy, wie is hy? Jesus. Wat beteken die woord altyd? Ekskuus, ek breek dit so op, ek wil nie jy moet voel soos 'n skoolkind nie, maar toe ek hierdie ding lees, toe's hierdie vers vir my so kosbaar, want partykeer lees ons oor iets, en as ons hom so oopbreek, dra dit soveel meer krag. Hy sê, omdat hy, Jesus, altyd vir ewig eenmaal, ek kan nie anders as om dit daar te lees nie, vir altyd leef, om vir hulle, wie's hulle? Weer die wat geglo het. Vir die wat geglo het, vir ons, daai wat in die begin van gepraat het, om wat vir hulle te doen? In te tree. Sien jy ook dit? Kom ons lees dit weer. Daarom kan hy, Jesus, ook volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef, om vir hulle in te tree. Ek weet, dis die hele evangelie in een vers opgesom. As jy een evangelie vers wil hê om siele te red, is dit vir jou een vers. Amen. Nou gaan ons aan, vers 26, hy sê, want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van sondaars is, wat hoër as die hemele geword het. Benji, hoër as die hemele, hoër as aliens, hoër as demone, né? Want nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes offers te bring, en dan vir die volk nie. En dan wat sê hy? Want dit het hy net, wat sê hy? Eenmaal gedoen. Hy homself geoffer het. Met ander woorde, Jesus hoef dit nooit ooit weer te herhaal nie. Hy het dit eenmaal gedoen. Hy sê, want die wet stel as hoëpriesters aan mense met swakhede. Ek het swakhede. Ek, Eben, het 'n kort, ek weet ek skok baie van julle nou. Right? Maar ek het swakhede. Ek het 'n kortkominge. Right? Hy sê die wet stel as hoëpriester aan mense met swakhede. Hy sê maar die woord van die eedswering wat na die wet gekom het, stel die seën aan. Hoor hier so mooi is dit. Wat vir ewig volmaak is. Dis die Jesus wie ek en jy dien. Ek kan nie anders as om aan donderdag aand se boodskap ook te dink nie. Dis die Jesus wat opgestaan het en opgevaar het en wat aan die regterhand van die Vader sit, wat vir u en vir my intree vandag. Dis die Jesus wat terugkom om ons te kom haal. Hy het dit eenmaal gedoen. Hy het 'n volmaakte werk gedoen. Hy het dit eens en vir altyd en vir ewig gedoen. Nou as ons teruggaan na 1 Petrus 3:18 toe, dan bevestig dit hierdie presiese vers in Hebreërs 7. Hy sê, want Christus het ook eenmaal
Nou die Griekse woord in konteks tot 1 Petrus 3:18 wat hier gebruik word vir eenmaal is die woord hypax. Hypax, op die bord kan u sien, en hypax beteken letterlik net eenmaal. Hy sê een keer, maar in die Engels sê dit vir my mooi, once and for all. Eens en vir altyd. Met ander woorde, 'n finale transaksie wat plaasgevind het. Dit is afgehandel. Dit is verby. Dit is vir altyd genoeg. En dit mag nooit ooit weer herhaal word nie. Is dit nie amazing nie? Nooit ooit weer herhaal word nie. Dit wat Jesus vir jou en my kom doen het, dit het hy eens en vir altyd volmaak afgehandel. Afgehandel. Ten volop daarvoor betaal met sy bloed. En die aanklag daarvoor mag nooit weer teenoor jou hervat word nie. Dink gou vir 'n oomblik daaraan. Wie van julle was al in 'n verhouding? Het sy met jou man of jou vrou, of jou pa of jou ma in die huisgesin, in 'n relationship, waar die ou koeie opgegrawe word? Wie van julle ken daai stelling, die ou koeie? Wie van julle ken daai stelling, jy doen dit altyd? Jy doen dit alweer. Is dit nie? Jy wil dit nooit doen nie. Nie in my huis nie, ek hoor dit is by ander mense, as hulle daar by ons kom berading doen. Okay, so, dis goeters wat gebeur in die verlede, wat 'n mens mee deel, wat jy voor jammer al gesê het, wat begrawe behoort te wees, maar wanneer jy beklei en fight en risie het, dan gaan grou mense die ou koeie uit, en dan kom gooi hulle dit mos voor jou. Ons noem daai dinge die ou koeie, word uitgegrawe. Nie die God wat ons dien nie. Die Here wat ons dien sê, as ek jou vergewe, dan was ek jou skoon witter as die sneeu. Ek dink nooit daaraan weer nie. Ek gooi dit weg so ver as die ooste van die weste. Nou as jy daai analogie verstaan, dan sê hy, jy kan nooit as jy oos loop by die weste uitkom nie. Daar's nie 'n punt om by hulle uit te kom nie. Met ander woorde, jy gaan dit nooit weer sien, hoor of kry nie. Met ander woorde, wanneer mense sê ek vergewe jou, maar ek vergeet nie, dis nie dieselfde nie. Amen. Want as ek sal vergewe, maar ek sal altyd onthou, jy het nie vergewe nie. Al wat jy doen is jy sê iets om jouself beter te laat voel. Ware vergifnis is, ek vergewe, ja, ek gaan moeilik vind om te vergeet, maar ek gaan God vertrou om my te help, om dit ook te vergeet. Dan probeer ek at least iets doen. Maar om te sê, ek sal nie, het jy klaar dit gekanseleer. Amen. Maar die God wat ons dien, hy sê, ek dink nie weer daaraan nie. Met ander woorde, ek hou daarvan om altyd kinderlik daaraan te dink. As ek na die Here toe gaan, weens ongeregtigheid wat ek dalk gedoen het, dan staan ek voor die Here en sê ek, Here, ek is jammer vir wat ek gedoen het. Vergewe my en was my skoon. Nou sê die Here, as jy waaragtig berou het, sal ek jou vergewe. Okay? Nou vergewe die Here my, kom ons sê ek het 'n sweet gesteel, vir verduidelikingsonthaalwe. Nou vergewe hy my. Môre kom ek weer na die Here toe en ek vra weer vir daai selfde sweet vergifnis. Ek, Here, ek is so jammer vir die sweet wat ek gister gesteel het. Nou om nou te verduidelik, dink ek, dan gaan die Here vir my sê, van wat se sweet praat jy? Nie dat God nie weet nie, okay? Want hy is alomteenwoordig, hy is alwetend, maar hy sê ek dink nooit weer daaraan nie. Met ander woorde, waarvan praat jy?
Ek het jou klaar vergewe. Dis as jy waaragtig berou het en jy doen dit nie weer. Dis 'n ander ding as ek môre weer 'n sweet steel, dan weet hy mos daarvan. Maar as ek daai ding waarvan ek klaar gebreek het, sê ek's jammer, dan gaan hy mos sê my kind, ek het jou vergewe. En ek dink nie daaraan nie. Dit is verby. En hy het eens en vir altyd daarvoor betaal. Dis die God, hy sê, die regverdige vir die onregverdige. My boetie, my sussie, in hierdie wêreld moet jy jouself oor en oor bewys. Maar Jesus se transaksie van vergifnis is eens en vir altyd afgehandel. Dis die God wat ons dien. Daar waar jy sit, wil jy net vir 'n oomblik net so 'n bietjie sê dankie nie. Ek dink dit verdien 'n dankie. Kom voor ons aangaan. Ons vergeet van die proses en die tyd. Sê net so 'n bietjie dankie. Maar jy sê nie een van ons verdien hierdie vergifnis nie. Want hoe baie keer het ons nie geval nie. Hoe baie keer het ons nie al droog gemaak nie. Hoeveel keer moes ons nie al oor en oor gaan sê jammer vir dieselfde goed. Jesus het ons vergewe. Eens en vir altyd. Ons raak tog baie keer so kwaad as iemand ons te nakom en as ons jy doen dit altyd. Wat sou ons gedoen het as Jesus dit moes sê? As hy ons ou koeie moes gaan uitgrawe, dan was daar tog vir jou en my geen hoop. Maar jy sien, hy het dit eens en vir altyd gedoen. Kom ons lees verder, daai vers 18 sê, die regverdige, hy die regverdige vir die onregverdige. Hierdie is vir my die mees ongewone, onbalanseerde, onselfsugtigste ruiltransaksie in die geskiedenis van die mensdom. Eerlik. Ons het laasweek gesê, of 'n paar weke terug, we are struck down but not destroyed. Jesus vat ons struck down, beaten down, verlore lewe, ons foute, ons bankrotskap, ons pyn, ons siekte, ons wanhoop lewe, daai posisie waarin ons is, en hy ruil dit met sy posisie voor die Vader. Hy vat ons in daai struck down situasie, en hy ruil posisies met ons, en hy plaas ons voor die Vader, en hy gaan staan in ons wanhoopige situasie. Dis wat daar beteken. Die regverdige vir die onregverdige. Nou ek kan verstaan, as 'n pa gaan sterf vir sy kind. Ek kan verstaan as 'n ma wat haar kind gebaar het, tot die dood toe beklei vir haar kinders. As iets gebeur, want sy beskerm haar kinders. Maar dit is vir my moeilik om te moet dink dat 'n pa moet beklei vir iemand wat sy kind geryp het. As iemand dan daai rypist wil doodmaak, dan sê daai pa, ek sal eerder gaan sterf, dat hy nie hoef te sterf nie. Kom ek sê dit soos dit is. My brein, my menslike brein, sukkel om daai ding te verstaan. Ek's eerlik met julle. Want ek dink menslikerwys. Maar die God wat ons dien, hy keer nie die ongeregtigheid goed wat gebeur het nie. Okay, daai persoon is verkeerd, maar hy sê, ek het nog steeds gesterf vir hom. En ek, die regverdige, sal vir hom ook gaan staan. Sodat hy gered kan word. Dis natuurlik as dit kom by redding, né? Die regverdige vir die onregverdige. Kan ons dit indink? Wie van ons was gelabel voor ons gered is as onregverdig is? As ek moet sê, steek op jou hand. Die woord sê, for all have sinned and fall short of the glory of God. Dan moet ons almal ons hand opsteek.
Jy sien, Jesus ruil plekke met jou en met my. Hy neem jou plek in, sodat jy sy plek kan inneem by die Vader. Hy sê vir my, Eben, waar kom jy daaraan? Kom ek wys jou. Laai saam met my na Efesiërs hoofstuk 2 toe. En nou vergeet ons baie keer van waar is ons geklee? Waar is ons, where we are seated? Want ons dink ons is maar net hier. Ons vergeet wie ons is in Jesus. Ons dink wanneer ons hier uitstap of by die vrinne is of daar om die braai is, ons vergeet baie keer wie ons is. Wie ons verteenwoordig. En Efesiërs 2 vers 4 sê, maar God, wat ryk in barmhartigheid, is ryk in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered, hoor nou wat sê hy in vers 6, en saam opgewek, en saam lewend, laat sit in die hemele, in Christus Jesus. Sien jy dit ook? So waar is jy? Praat hy hier van na jou dood? Ja, na jou geestelike dood. Toe jy tot bekering gekom het. Nie jou fisiese dood nie, na die geestelike dood. Amen. In ander woorde, lees weer, saam opgewek deur die doop en lewend gemaak, amen. Okay, laat saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeue wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Wat uit genade is julle gered, nie deur genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand kan roem nie, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorbereid, sodat ons daarin kan wandel. Amen. 1 Petrus hoofstuk 3 vers 18, kom ons lees weer daar, hoekom het Jesus dit gedoen? Hoekom het hy eenmaal gesterf? Hoekom sit ons aan die regterhand? Kom ons lees daarso, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, en lees nou die laaste sin daar, om ons tot God te bring. Sê saam met my, om ons, wat te doen? Tot God te bring. Jy sien die hele doel, hoekom Jesus aarde toe gekom het, was nie om mense net te red dat hulle nie hel toe gaan nie. Ons dink dis hoekom hy gekom het, is dat mense nie moet hel toe gaan nie. Nee, hy het aarde toe gekom, vir mense kom sterf, sodat sy skepping, ek en jy sy bruid, na God toe kan gaan. Dat ons tot by God die Vader kan kom. Hoekom? Ons moet onthou, sonde ontbreek ons van die Vader. Sonde het ons weggevat van die Vader, verwyder ons van die Vader. Daardie dag toe Jesus sterf aan die kruis van Golgotha, toe Jesus sê, dit is volbring, sê die woord van die Here, het die voorhangsel geskeur. So dit wat die mensdom gekeer het om in die allerheiligste in te beweeg, het geskeur. Jesus het die voorhangsel geword. Hy is die weg, die waarheid, die lewe. Deur hom beweeg ons nou in die allerheiligste in die teenwoordigheid van die Vader in. Nou het u geweet in die Ou Testament en in die Oudheid, wanneer daar 'n koning was dit nie toegelaat dat enige iemand sommer net instap by die koning en met die koning gaan praat nie. Daar was 'n man gewees wat moes staan by die koning se deur. En dan kom jy tot by hierdie man, hy's die ou wat intree. Sê Pieter was die man, dan sê ek vir Pieter, Eben Delport die tweede, seun van Ebenezer Delport die eerste,
uit die bloedlyn van so en so, wil met koning kom praat oor dit en dit, dan gaan Pieter, dan sê hy vir die koning, dan kom die koning, dan sê hy, okay, Eben kan kom. Dan as ek deur die deur stap, dan het hy 'n aankondiging gemaak, dan sê hy, Eben die tweede is hier om met die koning te praat oor dit en dit en dit, dan kan ek ingaan. Selfde as die koning geroep het, ek mag nie net instap nie, hy was die koning se mondstuk, dan het hy na my toe gekom, ek sê, die koning het wil met jou praat. Nou die Griekse woord vir daardie man wat die tussenganger is, wat met jou kom praat, wat intree is, die woord prosagogees. Jesus het die prosagogees geword aan die kruis van Golgotha, en dit is die een wat intree by die Vader. Jy sien, toe daai voorhangsel skeer, toe word Jesus die prosagogees wat intree vir ons. Hy is die enigste weg, die waarheid en die lewe, en in hom gaan ons na die Vader toe, en die wonderlike ding is, dis vir ewig. Hy is die een wat intree. Dis in die oorspronklike vertaling wat daar staan, as hy sê, tot die Vader. Ons kom tot by die Vader, nie naby nie. Ek ken baie van julle. Ek weet van baie van julle. Maar ek weet nie wat in julle huise altyd aangaan nie. Ons het al saam koffie gedrink. Ons het al saam gekuier. Van ons het al saam gebraai. Van ons het al saam gelag en saam gehuil. So ek weet van julle. Maar om tot by jou te kom, om tot jou te kom, is 'n ander saak. Daar's van julle met wie ons dalk al so 'n tipe verhouding gehad het, of het, wat ons al so saam gehuil het, dat ons deur seer oomblikke moes werk, dat ons naby mekaar al skouer geskuur het. Okay, so ons het dalk al daai verhouding al gehad, maar wat doen Jesus? Hy sê, ek wil nie net hê jy moet van my Vader weet nie. Ek moet van hom hoor nie. Ek wil hê jy moet tot by hom kom. Want die skeidsmuur, die sonde, die voorhangsel, dit wat Adam en Eva verloor het, kom herstel ek, en ek kom doen dit eens en vir altyd. En ek doen dit eenmalig. Die onregverdige vir die regverdige. Sien u hierdie onselfsugtige prys wat hy betaal het? Vir jou en vir my. Blaai saam met my na Hebreërs 4 vers 14 toe. Ons is besig om te land. Let op, nie afsluit nie, land. Ek wil dit net duidelik stel. Hebreërs 4 vers 14. Vers 14 sê, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, hy verwys weer na Jesus, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Wat 'n belydenis? Ons het nou mos daaraan vasgeraak, aangeraak. Vers 15, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Met ander woorde, hy weet wat jy deurgaan, hy weet wat jy voel, en hy weet nog meer as wat jy voel, want hy het daarvoor betaal, hy het dit op hom gedra. Vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan kry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Kom ons backtrack gou. Wanneer Jesus die prosagogees vir ons die koneksie is met die Vader, het ons vrymoedigheid om na die troon toe te gaan.
Jy sien vroeër het ons nie vrymoedigheid gehad nie, want sonde het ons ontbreek aan die heerlikheid van God, want die hoëpriester moes eers vir sy sonde belydenis doen, dan moes hy vir homself, as hy klaar kon vir die ander se sonde belydenis doen, maar dan moes hulle 'n tou om sy voet vasmaak, met klokkies en granate om sy rokkie wat hy dra, want as sou hy vergeet het om iets te bely, as hy in die allerheiligste ingaan, sê die woord, sou hy doodgaan, want daar was ongeregtigheid in sy lewe. Want die oomblik wanneer hy verby daai voorhang sal gaan en daar sonde, sterf hy. En hy mag net eenmaal 'n jaar in die allerheiligste inbeweeg het. Nou het ons 'n probleem, my boetie en my sussie, want wie gaan hom uithaal? En ek en jy weet, as hy daar lê vir 'n paar dae en 'n week, gaan so 'n bietjie stink. Dis menslik, hy gaan vrot, hy gaan stink, hy gaan ruik. Wie gaan hom uithaal? Ek gaan nie gaan. As hy wat die hoëpriester is, gepeg het, gesterf het daar binne van sonde, ek kan nie ingaan nie. Ek gaan nie kans vat nie. As die wet gesê, net een ou, net hy, net eenmaal. Griekie? Dan maak hulle tou aan sy voet vas. Trek hulle hom uit aan die tou. Dan moes hulle 'n jaar wag, deur 'n hele feestelike ritueel gaan van reiniging, weer die nuwe hoëpriester kry om vir almal se sonde en syne versoening te doen, met die een wat gesterf het die vorige jaar sinne, met die hoop, as hy ingaan, hierdie keer is hy reg. Kan julle die proses nou indink? Wie van julle wil daai hoëpriester wees wat volgende jaar ingaan? Dankie, tog. Jesus se genade het vir ons gevloei aan die kruis, en dat hy die prosago gees geword het, wat vir ons intree, wat die voorhangsel geword het. Want nou sê hy, nie deur werke nie, maar deur geloof. Want nou wanneer ek in hom, in sy bloed is, met my tekortkominge, sê hy, kom en hy kom maak my toe. Nou saam met hom, ons het nou gelees, in Christus sit ek saam met hom by die Vader. Nou het ek vrymoedigheid, want voorheen was daar nie vrymoedigheid om in die allerheiligste in te beweeg nie. Nie die volk nie, nie die ander priesters nie, nie die leviete nie. Ek weet nie of die hoëpriester vrymoedigheid gehad het nie. Wat sê hy nou? Nou het ek vrymoedigheid. Nou sê hy, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Verander dit nie die saak vir jou en my as mensdom nie. Gee dit nie vir ons hoop nie. Nou as ons teruggaan na ons vorige verse en ons vorige boodskappe, nou kan ek die hoop wat ek het, uitleef aan almal wat aan my vereis. Hoekom? Want ek het Jesus. Dis as gevolg van Jesus. Nou kan ek die sonde neerlê. Nou kan ek die verslawing. Nou kan ek die dinge wat my terughou. Nou kan ek, hoekom? Want dis Jesus. Ek het vrymoedigheid, want die prys wat hy betaal het, het hy eenmalig vir my betaal. En my verskonings, hoekom ek nie kan nie, en hoekom dit moeilik is, raak vir my net meer en meer, dat ek kan dit doen, want hy het dit vir my gedoen. Ek wil dit doen. Dis moeilik, maar ek wil. My vlees skree, ek kan nie, maar ek wil. Want hy het dit vir my gedoen. Dis nie meer ek kan nie, dis ek wil. Amen. Hy sê ons het dan vrymoedigheid om na die troon van genade te gaan. Nie die troon van judgment. Daar gaan 'n troon van judgment wees, maar wat se troon roep hy ons hierso? Sê maar nee, hy roep ons hier na die troon van genade. Maar jy sien, het ons 'n keuse om te maak. Want daar gaan 2 trone wees. Of 1 troon, maar 'n throne of judgment, en die troon van genade. Jy het nou nog 'n kans. Amen.
Hy sê sodat ons barmhartigheid kan verkry, genade kan vind, op jou tyd, op die regte tyd. Sê saam met my die regte tyd. Wat is die regte tyd? God se tyd. So ek moet in sy tyd inbeweeg. En nou in afsluiting van môre. Die pad is oop. Jy hoef nie te beklei vir toegang nie. Die prys is betaal. Jesus het die prys betaal. Hebreërs 7:25, daarom kan hy ook volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef, om vir hulle in te tree. Johannes 14 sê hy, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader, behalwe deur my. En 1 Petrus 3 vers 18, so duidelik, om ons tot God te bring. Dis die doel. Dis die rede hoekom Jesus aarde toe gekom het. Ja, om oor sonde te heers, oor die dood, maar om die Adama probleem op te los, want Adam en Eva het saam met God gewandel. They had a relationship with God, and they lost that because of sin. Okay. Sonde het dit veroorsaak, maar voordat sonde daar was die verhouding met God die Vader daar. Sonde het later gekom. Sonde was nie eerste daar nie. So wat soek God? Hy het nie net vir die sonde gekom, hy het vir die mens gekom. Hy wil 'n verhouding met die mens hê. Amen. God wil hê jy moet naby aan hom kom. Vanoggend se diens was 'n unieke diens, gelei deur die Gees van die Here. Selfs van die begin af het die Here net 'n ander plan gehad. En ek glo dat die Gees van die Here het vanmôre gedoen en met elkeen op sy manier gedeel. So maak net vanoggend vas in jou hart dit wat jy van die Here ontvang het voor ons hier uitgaan. Was dit in die lofprysing en aanbidding? Onthou dit, maak dit vas in jou hart. Nie laat gaan wat jy ontvang het nie. As dit met die bediening deel, maak dit joune, dis joune. As jy dit kan sien en die geloof, dan is dit joune. Is dit in hierdie woord van môre, dan moet jy net weer eens besef. Jesus het dit vir jou volkome, perfekte prys, eens en vir altyd betaal. Miskien moet ek en jy dit net meer besef. Miskien is daar dinge wat jy moet gaan regmaak. Niks kan jou skei van sy liefde, want jy is in sy hand, vir altyd en vir ewig. Amen. So maak dit vas, dis joune. Eens en vir altyd. Jy is in die palm van sy hand. Jy is kosbaar. En jy is waardevol vir hom. Here, ons dankie vir die voorreg wat ons het om u kinders te kan wees. En dat ons in Christus tot by u kan kom. Dankie dat u ons plek inneem, sodat ons die plek kon neem. Ons eer u. Ons aanbid u. Ons loof en ons prys u. Al die eer, al die aanbidding, al die lof kom uit.
Vanmôre is ons belydenis dat ons afhanklik is van U. Ek bid vir elke boetie en sussie wat vanmôre hier is. Elke kind dat elkeen sal toeplooi en sal invou in die bloed van die Lam Jesus Christus. Hoor dat die engele bevel sal gee om 'n engelelaar om elkeen te trek en elkeen toe te vou. Here, ons liggaam wat vanmôre nie hier is nie, wat siek is, wat seer het, die wat moet werk, Here, dat U ook by hulle sal wees. En dan moet ons ook eerlik wees, Here, daar's diegene wat louwarm is en wat afgedwaal het. Ons wil hulle naam ook vir U noem vanmôre. Vra dat U by hulle sal stil staan. Ons bid dat U 'n afspraak met hulle sal maak. Die geestesriem, bid dat U hulle sal ontmoet in hulle slaap, waar hulle nie kan terugpraat of kan strei nie. Hulle sal ontmoet. Bid dat U hulle sal nader trek en 'n nuwe honger in hulle sal skep om terug te kom na U toe. Ons bid dit in Jesus naam. Oh, I just want